Hi julle, dis alweer ek. Gister was gelofte dag. Baie van ons het dit saam met familie gespandeer. Baie van ons het dit saam met familie gespandeer. Baie het dit in 'n kerk spandeer, soos ek en my kinders is kerk toe gisteroggend. En ons het gelofte gevier soos wat die boere hulle gelofte aan God gemaak het, om dit te vier in die huis van die Here. Daar's baie mense wat nie meer glo daarin nie. Ek voel, ek respekteer almal se keuses. En vir die wat dit nie vier nie, ek is jammer. En ek gaan seker baie followers verloor. Maar ek het dit op my hart gekry as 'n ma. Wat is jou gelofte aan God? Nie belofte nie. Want 'n belofte maak skuld. En 'n belofte is makliker om te breek. Maar 'n gelofte tussen jou en God is iets wat jy nooit kan breek nie. Al breek jy hom, God gaan nog steeds kom en hy gaan nog steeds kom claim wat jy beloof het. Of wat jy gesê het jy gaan doen. En as jy dit nie doen nie, gaan jy gestraf word. Ek's nie 'n welaf mens nie. Ek het die beste liefde tussen my en my kinders. Ons spandeer ongelooflik baie tyd saam. My kinders is my alles. Hulle is my lewe. Kerstyd is op pad. En ek doen hierdie video dat mense my moet jammer kry en baie mense gaan dink ek doen dit, kry my jammer en gee vir my followers en bring goeders en dis nie waaroor die video gaan nie. My vraag vandag aan julle is, waaroor gaan die Kers- en feestyd vir jou en jou gesin? Ek as 'n ma staan daaraan skuldig dat ek my kinders groot gemaak het om te glo dat maak nie saak wat nie. Mamma en pappa sal altyd voorsien dat daar 'n geskenk is. En as pappa nie kan nie, dan sal mamma plan maak. Die ouer kinders verstaan, mamma is nie 'n superheld nie. Mamma kan net soveel doen. Maar jou jongste in jou huis verstaan dit nie altyd nie. My versoek aan die mense, aan die ouers, is leer jou kinders waaroor Kersfees rarig gaan. Het gaan oor familietyd. Gaan oor liefde. Dit gaan oor die tyd wat jy saam met mekaar deurbring. Kersfees gaan oor Christus. Het gaan nie oor die geskenk nie. Het gaan oor God is die geskenk in ons lewe. Ek en my huisgesin verklaar as 'n gelofte, verklaar ek dat ons die Here dien. Gewoonlik as dinge so swaar gaan soos wat dit nou gaan, dan draai ek eerste my rug op die kerk, op die Here. In die jaar het ek 'n kerk gevind, Fondasie Kerk, amazing mense, en ek het gesê, ek het my plek gevind, en ek gaan nie weer my rug draai nie. Ek kan vir julle sê, my paadjie was nie maklik die afgelope paar maande nie. Is 'n ongelooflike moeilike pad gewees wat ek gestap het. Ek is deur baie toetse en ek dink ek gaan nog steeds deur toetse. En die grootste toets is om my kinders die waarde van Kersfees te leer.
weer eens vir die mense wat lelike kommentare gaan los. Dit is nie 'n bedel video nie. Dit is nie kry my jammer video nie. Daar's baie mense in hierdie dorp wat my naam sleg maak, wat my uitbeeld as ek try laat almal my jammer kry, en dit is nie my idee nie. Dit was 2025 is 'n moeilike jaar gewees vir my en my gesin en my kinders. Maar ek verklaar vandag dat 2026 ons jaar gaan wees, waar ons volledig opstaan, waar dinge gaan gebeur vir ons, waar die Here gaan deure oopmaak vir ons, en ek glo en vertrou in dit wat ek vandag vir julle sê. Ek is besig om 'n paadjie te stap, wat ek nooit gedink het ek gaan nie. Toekomstige uitdagings wat ek graag wil aanpak, is ek wil Bible College gaan doen deur ons kerk. En ek wil dinge beter maak. Ek wil myself 'n beter mens maak en vooruit gaan. Nog meer tyd saam met my kinders spandeer en meer daar wees vir hulle, meer verstaan wat in my kinders lewens aangaan. Al wat ek vra is, ouers, leer jou kinders die regte waarde van Christus wees, van Kersfees. Moenie laat dit gaan oor die geskenke nie. Ja, my kinders se harte gaan gebreek wees, want dit gaan die eerste jaar wees wat dinge actually bietjie bad gaan. My kinders weet, ek as, soos wat ek groot geword het, het ek deur talle bad Christmases gegaan en Kersfeeste, en ek as 'n kind het my pa ondersteun. Ek het verstaan, ek het probeer om nie 'n bratty kind te wees nie, en as my ouers hierdie video sien, en hulle sê ek was dalk 'n bratty kind, en ek het nie verstaan nie, vra ek vandag inniglik om verskoning aan beide, my ma, my pa, Malits, Oupa Jood. Ek vra groot om verskoning as ek ooit 'n moeilike kind was in Kersfeestye wat ek nie verstaan het dat daar nie was nie. Maar ek as 'n ma gaan van vandag af my kinders leer wat die waarde is van Kersfees en waaroor dit waarlik gaan, en dat dit nie gaan oor die geskenke nie. Ek wens elke liewe follower 'n geseënde Kersfees. For my English followers, Merry Christmas, I love you all. Ek lief julle almal en dankie vir al die ondersteuning hierdie jaar. Julle is amazing. Ek post nie baie nie, ek het hierdie jaar eers hierdie maand eers actually begin video's maak, en dankie vir al die comebacks wat ek gekry het, al die positiewe kommentaar. Ek waardeer iedereen en elkeen van julle, en ek love julle. Julle is amazing daar buite. En ja, geseënde Christusfees julle. Mag God julle almal seën in goedheid en guns en liefde en vrede. Van ons kant af, die Bitsers, ons is lief vir julle almal. Merry Christmas.